Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord doen. Ons is reeds in studie nommer 3 in die boek van Josua waar ons kyk na geloofslesse. En vandag gaan ons na die gedeelte kyk waar die Israeliete deur die Jordaan, droogvoets deur die Jordaan getrek het. Ons gaan ook na 'n paar gedenktekens verwys wat die Here vir hulle gesê het hulle moet oprig sodat hulle kan onthou hoe die Here hulle gelei het. Vandag weer eens saam met my in die ateljee vir hierdie studie, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer in die ateljee te hê en kan jy glo, ons is besig met studie nommer 3 in die boek van Josua en dis gelooflesse wat ons leer uit die boek van Josua. So ons hardloop so 'n bietjie die kant toe, ons hardloop so 'n bietjie daai kant toe om die lesse te leer. Maar dis goed, ek dink ons het in ons vorige studie het ons mooi lesse geleer van geloof van Rahab en dan ook van die Gibeoniete wat nou die genade ontvang het van die Here. En dat Israel hulle geloof die hele tyd moes behou. En vandag gaan ons 'n bietjie voort en ons gaan 'n bietjie kyk na die gedenktekens wat daar geplaas word en wat hulle al ervaar het die Israeliete van genade van die Here. Maar voor ons voortgaan daarmee, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees en waar ons weer eens U woord gaan open. Vra ons Here dat U vir ons insig uit U woord uit sal gee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So ons gaan voort en dan blaai ons dadelik na Josua hoofstuk 4 en ons lees daar vers 23 en 24. Josua hoofstuk 4, 23 en 24. Deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here God julle God gedoen het met die Skelfsee wat hy voor ons laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, dat u al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. So hier kry ons amper ons eerste tipe gedenkteken, soos jy nou sal sê. Wat te sê, en dis sommer ons tema wat ons nou gaan kyk, so ons weet nou klaar, die Israeliete moet nou deurtrek deur die Jordaan, hulle moet nou aan die ander kant kom, hulle het, in die vorige kant het hulle al 'n paar skermutselings, oorlog gehad wat hulle beklei het, en die Here was saam met hulle, nou moet hulle van hierdie kant af deurgaan na die beloofde land toe. So, dit is baie belangrik dat ons na hierdie dinge moet kan kyk en kan weet. En 'n teken of 'n gedenkteken, as ek dink aan 'n gedenkteken, dink ek aan byvoorbeeld monumente wat opgesit word om iets te herdenk en dit nie te vergeet van in die verlede nie. Want as daar nou een ding is dit dat ons mense is vergeetagtig. Nou, ek weet van tevore ook al, toe ons met hierdie nuwe situasie, en ek sê nuwe situasie, want ons is eintlik lankal al oud, met ons bestuurderslisensies permanent by ons moes gery het ek 'n hele paar keer daarvan vergeet. En op 'n keer het 'n verkeersbeampte my afgetrek en hy het vir my gesê, waar is jou lisensie? En ek sê vir hom, jong, ek het hom vergeet. En die man het my gekyk en vir my mooi geglimlag en hy het so geloop na sy voertuig toe en ek het geweet wat kom volgende. En hy het vir my gesê, gevra wat is my beroep? En ek sê toe vir hom, maar net so, jy weet, 'n mens betaal nogal, as jy moet leer, moet jy nogal skoolgelde betaal. En hy sê vir my, hierdie moet jy nie beskou as 'n kaartjie nie. Beskou dit as skoolgelde om nie weer die lisensie te vergeet nie. Nodeloos daarom te sê, ek hou my lisensie,
sommer in my telefoon en ek hou nog sommer die ou lisensie wat ons deesdae mos het in die kaarte, sommer binne in die kar, dat ek ten minste iets by my het. Maar so ons leer lesse, want hoekom? Iets wat ons nie elke dag doen nie, vergeet ons baie vinnig. Ek dink nie ons dink aan ons geloof in daai konsep nie. Het jy al daaraan gedink dat jou geloof moet geoefen word? Dis soos 'n spier wat moet geoefen word en hy kan lui raak as hy nie geoefen word nie. Ja. Ons kan dink ons het 'n sterk geloof in die Here tot 'n krisis kom en dan op daardie oomblik dan is dit asof ons hele fondasie geskit word, want ons het nie ons geloof in die Here geoefen nie. En wat interessant is, ons het in ons vorige studie gesien dat toe daar met Rahab gepraat was, het sy gesê dat tot die volke wat hulle nou op pad is om in te neem in die land Kanaan, het al gehoor hoe hulle deur die Skelfsee getrek het. Met ander woorde, dit was al 'n monument van die krag en die mag van Israel se God. Wat 40 jaar terug al bevestig. 40 jaar terug was daar al 'n monument opgerig gewees vir nie-gelowige volke. Baie interessant. So dit wys vir jou dat wat die Here vir ons doen, 'n ripple-effek kan hê in die toekoms in, dat dit tot ongelowiges se geloof kan aanraak. Ja. So kom ons lees, hulle is nou aan die kant, so op die walle van die Jordaan. So ons lees daar Joshua 3 vers 1 tot 5. Ek sal begin in daai eerste paar stukkies lees en sê, daarom het Joshua die môre vroeg klaar gemaak en hy het met al die kinders van Israel van Sittim af weggetrek by die Jordaan. Nou, onthou die vorige studie het ons gepraat van Sittim, nee, daarvan weggetrek, by die Jordaan aangekom en daardie nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het. Aan die einde van 3 dae het die opsigters die laar deurgegaan en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle standplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Met ander woorde tussen die ark en die eerstes wat trek. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Want wat julle nie gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Verder het Joshua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. Sure. So hier kom ons die eerste ene is, julle moet julle gereed maak, né? Ons gaan nou deurtrek, maar wat is die eerste opdrag? Die ark gaan eerste. Kyk uit vir die ark, wanneer jy sien die priesters het die ark en die ark begin beweeg, dan moet jy opslaan en regmaak, want dit is die oomblik wanneer ons almal gaan trek. En julle moenie kort agter die ark wees nie, julle moet 'n entjie agter hom wees, sodat julle die pad kan sien. Met ander woorde dis, ons moet die Here volg, sodat ons hom kan sien wat die pad is wat ons moet beweeg. En die mooi ding hier is, die verbondsark is waar God se teenwoordigheid was, in die tent, in die tabernakel. En nou sê hy, ek gaan eerste vooruit. Met ander woorde, ek sê nie vir julle waar julle moet gaan julle eerste nie, julle volg my en kom agter my aan. So met ander woorde, die Here het gesê, ek sal hom vir julle gee, maar ek lei julle ook daarin, so ek is met julle. Ja, wat vir my verskriklik mooi is die feit dat hy vir hulle gesê, dan moet omtrent 2000 el tussen julle en die ark wees. Dis 'n redelike entjie, en dit is amper asof ons half soms die idee het, maar ons is amper in die gemors en in die gevaar en dan help die Here eers. Is dit nie? My ma het altyd gesê, my kind is die Here is dalk stadig, maar hy's nooit te laat nie. Nee, dis so half goed wat ons wil sê, want dit voel vir ons, die Here wag altyd tot op die nippertjie voordat hy vir ons uithelp. Maar as ons na hierdie spesifiek as 'n voorbeeld kyk, dan is dit so mooi vir ons om te besef dat die Here trek al lankal ver vooruit en maak 'n ordentlike stuk pad al vir ons reg, dat ons presies weet hoe om hom te volg. Die rede hoekom ons soms dalk voel ons weet nie of die Here ons mooi lei nie, is dalk omdat ons nie ons oë permanent op hom gerig hou nie. Want dit is baie mooi. Onthou, die ark het die 10 gebooie ingegaat. Die hele karakter van die Here is opgevang in die 10 gebooie. So dit het absoluut
alles waarin hulle geglo en waarna toe hulle gestreef het, was in daardie ark opgevang gewees. En dit was waarom dit so besonders was, dat dit voor hulle uitgestuur is. Maar onthou, hierdie is nou 'n nuwe geslag, né? Die vorige geslag het deur die Skelfsee gegaan. Hulle het nie deur die Skelfsee gegaan nie, soos met die ooreenkomste daarin sien. Maar kom ons kyk gou-gou wat het gebeur met die vorige geslag in Numeri 14, vers 41 tot 44. En dit sê daar vir ons, maar Moses het gesê, waarom oortree julle tog die bevel van die Here, aangesien dit tog nie sal geluk nie? Met ander woorde, hulle wou nou deurgegaan het, nadat die Here gesê het, nee. Moenie optrek nie, want die Here is nie in julle midde nie. Sure. Met Joshua het die Here gesê, ek sal vooruit trek, julle sal my sien, ek sal voor julle wees. Hierdie ene, nie in hulle midde nie. Anders word julle verslaan voor julle vyande. Want die Amalekiete en die Kanaaniete is daar voor julle, en julle sal deur die swaard val, omdat julle van die Here afvallig geword het, daarom sal die Here nie met julle wees nie. So hier sien ons, hulle was ongehoorsaam, die Here was nie met hulle nie, maar nou lei die Here die nuwe geslag deur die Jordaan, hy sal self eers deurgaan, en hy sal hulle lei, en dis die kontras van, ek was nie saam met julle nie, so daarom het julle moeilikheid gehad, ek is nou saam met julle, so daarom sal julle slaag. En dan gaan hy daar verder en sê, vers 44, nogtans het hulle vermetel gehandel, om op die top van die berg te klim, maar die verbondsark van die Here en Moses het nie uit die laar gewyk nie. Met ander woorde, dit is die kontras tussen die eerste klomp en die tweede klomp. Ja, want as jy die volgende vers lees, dan sê dit, en toe die Amalekiete en die Kanaaniete, wat in die gebergte woonagtig was, afgekom en hulle verslaan en hulle verstrooi tot in Horma. Jy gaan geen sukses hê as die Here nie op jou pad is nie. Ja. En voor jou uitgegaan het en vir jou die pad aangedui het nie. Ek dink dit is iets wat 'n mens op 'n harde manier in jou lewe leer. Ek het so oulike kommentaar gelees van 'n teoloog wat gesê het, jy kan wag op die Here of wens jy het. Ja. Moet eerder maar nie wens jy het gewag nie. En dan die ander ding wat ons hier net vinnig optel, wat ons dalk net so vinnig na moet kyk en aanraak is, verder het Joshua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. Met ander woorde, vir die wonders wat gedoen moet word, is daar voorbereiding wat getref moet word. Ander woorde, heilig julle. Ek sê altyd, nou, hoe heilig jy jou? Om te heilig is om iets op sy te sit vir 'n spesifieke taak. En die Here sê heilig julle. Met ander woorde, raak nou ontslaaf van alle sondes wat daar is. Raak nou ontslaaf van goede. En dieselfde konsep kry ons van, soos die priesters voor hulle moes gaan bedien het, moes hulle gewas en gereinig het. Met ander woorde, gaan en berei jou voor. Maak seker dat daar nie skeiding is tussen jou en die Here nie. Dieselfde gedagte kry ons wanneer ons na nagmaal toe gaan. Ons wil altyd weet ons is voorbereid voor ons na die Here toe gaan, sodat ons oop kan wees vir sy leiding. Ja. En altyd in sy voetspore kan volg. Dis ook 'n baie groot waarheid wanneer ons begin werk vir die Here, wanneer ons sieleredding begin doen, wanneer ons in evangelisasie en missiewerk begin betrokke raak. Ek en jy moet baie versigtig wees dat ons nie met ontoegewyde hande die Here se werk probeer aanpak nie. Dis heilige werk wanneer ons stap waar die Here wil hê ons moet stap. Ja. Kom ons gaan aan met hom en dan kan jy vir ons daar van vers 6 af so eentjie aanlees. Ons is nou by hoofstuk 3, Joshua 3 vanaf vers 6. En Joshua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. En toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Daarop sê die Here vir Joshua, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra en sê, net soos julle aan die ander kant van die water, aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan. Toe sê Joshua vir die kinders van Israel, kom nader hierheen en luister na die woorde van die Here julle God. Verder het Joshua gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is en dat hy sekerlik die Kanaaniete, die Hetiete, die Jewiete, Feresiete, Girgasiete en Amoriete en Jebusiete voor julle uit sal verdrywe. Kyk, die verbondsark van die Here
van die hele aarde trek voor julle uit, die Jordaan in. Neem dan nou vir julle 12 manne uit die stamme van Israel, 1 man uit elke stam, en net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die Here, van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word. Die water wat van die bokant kom, dit sal soos een wal bly staan. Kom ons kyk net gou na daai gedeeltetjie. Met ander woorde, hy sê, eerstens sê die Here vir hom, ek sal vandag vir jou wys, maar vir hulle ook wys, dat ek met jou is. Met ander woorde, daai wonderwerk van die Skelfsee, kom ons kyk gou weer daar, droogvoets het hulle deurgetrek. Nou, hierdie tyd van die jaar toe hulle deurgetrek het, moet ons besef dat die Jordaanrivier was in vloed. En nou het hy afgekom en hy sê, sodra die priesters, weer eens, hier kry ons die ding, wat hy gesê, die Here moet vooruit gaan. Maar hierdie priesters moet nie net voor die water staan nie, hulle moet hulle voete in die water plaas. Nou, ons weet nie presies hoe dit gebeur het nie, maar ek sê altyd onthou, die draaglatte waarmee hulle die ark moes gedra, die priesters, was min of meer, as ek het reg het, so by 6 meter lang. Sure. So ek weet nie of hulle dwars in die water gaan staan het, en of die eerstes moes ingegaan het, en die ander se voete moes ook in die water gewees het nie. So die voorste oues al 6 meter in die rivier in. As hulle so ingegaan het, Ja. en of dit dalk net die eerste se voete was, dit weet ons nie presies nie. Maar die priesters moes bereid gewees het, om hulle voete in die water te sit. Die water het nie oop gegaan, soos met die Skelfsee, en toe kon hulle deurtrek nie. Hier moes daar weer geloof ingebring word, en gesê het, as ek my voete in die water gaan sit, dan gaan die water begin wegbeweeg. En ek dink net daaraan, terwyl die water opgedroog het, en dit opgedam het aan die een kant, en aan die ander kant het dit weggevloei, moes die Israeliete deurtrek. Dink net, terwyl die water vloei, Daai dam wat hier langs die hoe het kant die is. wal al hoe hoër en hoër en hoër en hoër begin raak, en Of weier, nê. Ja. hoe die geval was, en hulle moes dan gekyk het, en gesien het, hoe die Here wonderwerke doen, en dit moes dan ook hulle geloof versterk het, en dat hulle weet, dat die Here saam met Joshua is. So die Here sê, ek sal vir hulle wys, dat ek saam met jou is, en dat ek hulle ook daarin gaan lei. En dan kom hy en hy sê vir hulle, maar terwyl julle deurtrek, wat moet julle doen? En toe die volk wegtrek, het hulle hul tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk. En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op sy walle en al die dae van die oes, bly die water staan wat aan die bokant afkom. Dit het opgeruis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê, en die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee het heeltemal verdwyn. Toe het die volk deurgetrek teenoor Jerigo. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, het onbeweeglik bly staan op die droë grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurgetrek het, totdat die hele volk die deurtog tot aan deur die Jordaan volëindig het. Okay, so, die tweede gedeelte is nou 'n beskrywing van dit wat ons reeds gesê het, maar toe hulle deurtrek, daar's manne gekies om klippe op te tel wat in die Jordaanrivier was, en hulle moes dit dra tot aan die ander kant, en daar moes hulle 'n gedenkaltaar oprig. Ja, dis so in hierdie volgende paar verse van hoofstuk 4. Ek dink ons kan dit so vinnig lees. En toe die hele volk deur die deurtog deur die Jordaan volëindig het die Here met Josua gespreek en gesê: "Neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê: neem vir julle van daar in die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete waar die priesters bly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly." En toe het Josua die 12 manne geroep wat hy uit die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het. En Josua het vir hulle gesê: trek uit voor die ark van julle, dan sê hy vir ons, elke van het 'n klip opgetel, en hulle het op hulle skouer gesit volgens die getal,
En dan sê hy vir ons in vers 6, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. En as julle kinders later vra, wat beteken hierdie klippe vir julle? Dan moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekleur is voor die verbondsark van die Here, deur sy deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Met ander woorde, hier kom die Here en hy sê hy bou gedenktekens op langs die pad, sodat jy nie kan vergeet nie. Dat die volgende slagte nie kan vergeet nie. En met ander woorde, jy moet jouself herinner en verander. Met ander woorde, onthou, almal het nie nou gevestig daarna by Jerigo in die nuwe land nie, nê? Van hulle het weggetrek. Maar as hulle daar kom, dan moet jy vir jou kinders kan vertel, daar staan 'n gedenkteken, 'n monument wat ons opgerig het. Wat beteken hierdie 12 klippe? Hoekom is hulle daar? Dan moet jy vir hulle kan vertel hoekom dit daar is, want die Here het ons deur die Jordaan gevat, hy het ons gelei, en hierdie is laat ons dit kan onthou. As ons dit sien, dan onthou ons wat die Here vir ons gedoen het. So ook in ons eie lewens het ons nodig om agter te kom en dalk gedenktekens in ons eie lewe op te rig. Ons noem dit gewoonlik getuienisse. Ja. Dis monumente wat ons verbaal oprig en oordra aan ons volgende geslag. Jy weet, ek onthou getuienisse wat my ouma vir ons vertel het, van hoe die Here na hulle gekyk het, hoe die Here vir hulle deurgekom het. Dis snaaks hoe die Here daardie getuienisse van 'n vorige geslagte in jou gedagtes in herinnering roep in daardie oomblikke wanneer jy self deur sulke moeilike tye gaan. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy nie ons getuienisse vir onsself hou nie. Ons kan nie dit wat die Here, hoe goed die Here vir ons was, oor stil bly nie, want daar's iemand wat dalk in jou nageslag nodig het om dit te hoor, sodat wanneer hulle eendag, ek is 53 jaar oud, my ouma is baie jare, is sy al te rustig gelê. Ek onthou nog hoe sy dit vir my vertel het, so iemand in jou nageslag het jou getuienis nodig. Dit is so belangrik om dit te besef. Ja, en dat we mense daaroor praat net vir die ander kant sit. So as ons vinnig kan kyk na van die verbondstekens wat die Here reeds vir hulle gegee het. En ons hoef nie te vergeet nie, maar ons moet ook onthou van die Sabbat wat ons al so verkeer van gepraat het. Dis 'n gedenkteken wat die Here gegee het. So dat jy daaraan dink, waaraan dink jy as jy van die Sabbat? Jy dink terug aan die skepping. Maar behalwe vir dit, voor die Israeliete uitgetrek het die Here vir hulle gesê, julle moet die Pasga vier. Want die Pasga wys nie net vir ons op die Pasga lam wat geslag sou geword het vooruit nie, maar is ook 'n herinnering, want dit sal julle laat onthou dat ek julle verlos het uit Egipte land. So dis nog 'n gedenkteken wat die Here daar gesit het. As ek vinnig daaraan dink, 'n ander gedenkteken, Noag is die reënboog. En die ark, die reënboog vir haar gegee is, dat die Here gesê het, ek sal nooit weer die aarde met 'n watervloed verwoes nie. Ja. Met ander woorde, die Here bou vir ons gedenktekens op, en soos jy gesê het, dis baie belangrik vir ons geloof, dat ons hierdie gedenktekens nie net in die skrif oordra aan ons kinders nie, maar ook hoe die Here vir u en vir my persoonlik gelei het, dat ons vir hulle kan vertel hoe die Here dinge vir ons gedoen het. Want die Here het nie net tekens daar gesit en wondere gedoen vir die Bybelse mense nie, maar ook vir u en vir my. En dit is hoekom ons dit ook moet oordra, sodat ons kinders dit kan onthou, sodat hulle, as hulle in moeilike tye kom, kan hulle onthou hoe die Here die vorige geslag gelei het en hulle ook sal lei. Dis aanbitterlik baie waar. Maar weet ons, dat ek nou so diep sug. Dis baie maklik om hier te sit en so vinnig te gesels daaroor. Maar jy weet, ons vergeet. Ons is 'n mensdom wat verskriklik vinnig vergeet hoe goed die Here vir ons was. As ek vinnig kan sê van vergeetachtigheid, ek onthou hier rondom 1998 het ons na 'n evangelisasiereeks gekyk. En een van die illustrasies wat gebruik was, is die mensdom is 'n ras van vergeetachtigheid. En die voorbeeld was gebruik van, in Japan, in 'n jaar, het hulle iets soos omtrent 300,000 sambrele
op die treine. op die treine gekry. Jy kan 'n hele besigheid daarmee begin. Wat mense daar vergeet het. En hier's een ding. U kan dalk sê u vergeet nooit iets nie. Ek spandeer nie meer baie geld aan waterbottels nie. Want elke keer as ek een gekoop het, as ek by 'n volgende plek kom waar ek iets aanbied en ek trek af weg, dan kom ek agter as ek by die huis is, ek het hom al weer vergeet. So ek ry nou maar met die gewone botteltjies met my saam. As ek hom vergeet, is dit nie so 'n vreeslike probleem, want ek vergeet hom elke keer. Dis omdat ek nie gewoond is om iets heeltyd altyd saam met my te dra nie. By die huis is dit mos nou maklik. Hy staan op die lesenaar, hy staan daar, hy kan nie wegraak nie. Ja. Maar sodra ek iewers heen gaan. So ons is 'n nasie van vergeetachtigheid. So kom ons lees gou-gou daai paar verse daar. Joshua 4 vanaf vers 20 tot 24. En daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het Joshua by Gigal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here, julle God, die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee, wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here, julle God, altyd mag vrees. En dit is vir my baie mooi wat hier uitkom, nee. Dit gaan nie nou daaroor van, julle moet vir hulle kan vertel nie, hulle moet vir hulle geslag ook kan vertel, maar nie hoe goed julle was nie. Ja. Kom ons kry net daai gedeelte daarin. Nie so goed soos wat jy was, want ons het die land verower en dis nou ons land en kyk hoe mooi, goed en sterk is ons nie. Dit sê daar vir ons dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. Met ander woorde respek vir hom mag hê en die leiding wat hy daar vir ons gegee het. So al hierdie tekens is nie vir ons te doen nie. Dis vir ons om te onthou hoe die Here ons gelei deur die moeilike tye, dat ons geloof in hom kan behou. Daar's dus nog 'n teken van hoe vergeetachtig ons is. Sê vir my, hoe vertel jy jou getuienis? Let 'n bietjie mooi op. Kom ons op 'n sekere punt waar die grootste deel van die storie gaan oor myself en hoe ek opgestaan het uit die situasie uit en hoe ek herstel het en hoe braaf ek was en hoe ek bly staan of hoe bang ek was en hoe moeilik dit was, maar aan die hoofpunt van die sin is daar altyd die ek. Of is ons getuienisse nog van so 'n aard dat 90% van die getuienis fokus op die almag van God? Want hoe maklik was dit vir die Israeliete dat as hulle by hierdie klippe gekom het en hulle kinders vra, wat is dit om te sê, wie wat daai dag moes jy nou ervaar het? Ek het my tentjie opgepak en ek het daar saam met ons geloof en ek en my vroutjie en ons gesinnetjie het gedien. En dan so terloops net agterna te noem, en wie wat die Here het hierdie walwater aan die een kant gesit, my het weggevloei en ons is droog. Dit word net so vinnig genoem. Ons fokus in ons getuienisse moet gaan oor die grootheid van ons God. Ja. Nie soveel oor dit wat ons ervaar het nie. Dit moet nie die middelpunt wees nie. Nee, maar jou klem moet lê op die Here. Van wat hy vir ons gedoen het. Nou kom ons kyk vinnig na 'n ander iets wat die Here vir ons gedoen het, wat ons nooit moet vergeet nie. Kom ons blaai vinnig na die Nuwe Testament toe. 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 24 en 25. Het jy hom daar? Ja, en ons het dit ook hierdie naweek gevier. Hierdie gedeelte. En ons lees dit vers 24 en 25 en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, ons is by die nagmaal. Neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Dit moet nie net 'n ritueel word in ons godsdienstige lewe nie, maar dit moet 'n lewende ervaring wees en ons moet kan weet hoe die Here ons gelei het en dat hy sy liggaam vir ons gebreek het. Vers 25 sê, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Met ander woorde, dit is waaroor dit altyd gaan. Dit gaan oor
ja, verlossing vir ons en dat die Here vir ons verlossing gebring het, maar ons moet eintlik meer daaraan dink oor wat die Here vir ons gedoen het. Want weer eens, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die Here en om sy karakter aan ander te kan voorstel en wat hy vir ons gedoen het. Daar. Dat is baie belangrik. Gaan jy vir ons kyk na daai ander teks? Ek wil vinnig vir ons lees Johannes 14 vers 26. Dit sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So weet jy wat, wanneer ek en jy begin agterkom, ons vergeet wie dit is vir wie ons God noem. Kan ons gaan en sê, Here, herinner my aan wie U is. Ja. Dis dalk 'n gebed het ek en jy dalk nog nooit gebid het nie, of dalk baie lank plaas gehad het, om te sê, Here, herinner my aan wie U is, dat U die een is wat die volk droogvoets deur die Jordaan gevat het. Ja. Begin daar, dat die Here vir jou op die einde van die dag kan herinner wat hy alles al in jou lewe gedoen het. Ja, ons moet onthou wie die Here is deur wat hy gesê het. As hy gesê het, as jy nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan in die koninkryk van God ingaan nie, dan bedoel hy wat hy sê. Ja. En ons moet onthou oor hoekom hy dit gesê het, sodat ons kan bly in hom, en dat ons nederig kan wees voor hom, in sy leiding in elkeen van ons lewe. Nou ons kyk ook so, as ons vinnig kyk na Psalm 66, kan jy daar vir ons dalk vers 6, kan jy dalk daar vir ons lees? Hy het die see verander in droë land, hulle het 'n voet deur die rivier gegaan, daar was ons bly in hom. Sjoe, tot die psalms is 'n monument van dit wat gebeur het. Nee. Nou moet ons kyk hier, die psalms is hele klomp jare daarna geskryf, deur van die konings en in Dawid se tyd ook. En hier het hulle gesê, maar ons dink nog steeds aan daai gedenktekens. Met ander woorde, hier kan ons sien dat die belofte en dit wat die Here hulle opgelê het van vertel vir julle nageslagte, het deurgekom. Want hier in die psalms sing hulle nog daarvan, hulle herinner hulle self daaraan dat die Here wel vir hulle deurgekom het. Ekskuus tog. Wat vir my verskriklik mooi is van hierdie psalm is, hy sê, daar het die Here vir hulle droogvoets laat deurgaan, en hy het vir hulle die see oopgemaak, maar dan sê hy, maar daar was ons bly in hom. Dis geslagte hierna, na Jordaan se episode, maar die psalmdigter skryf nog steeds en hy sê, daar was ons bly in hom. Ja. Die manier hoe die Here vir jou goed was, en vir jou voorgeslagte gelei het, en vir jou voorgeslagte deurgekom het, hulle getuienisse, hulle monumente, hulle bakens van geloof wat opgestel is nog steeds daar, sodat die vreugde in jou volkome kan wees. Met ander woorde, hierdie geslagte was nog bly oor die land wat daardie geslag in besit kon neem. Anders sou hulle nie hierdie land gehad het wat die Here vir hulle gegee het nie. Kom ons kyk gou-gou. En ons kyk daarna op Psalm 114. Hy is so net so 8 versies, so ons kan dit dalk saam lees. 114. Amper daar. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal, het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. Die see het dit gesien en gevlug. Die Jordaan het agteruitgewyk. So hier skryf hulle van die Jordaan. Ek sal jy vir ons daarvan aanlees asseblief. Die berge het rondgespring soos ramme, die heuwels soos lammers. Wat is dit met jou, o see, dat jy vlug, o Jordaan, dat jy agteruitwyk, o berge, dat jy rondspring soos ramme, o heuwels soos lammers. Beef aarde voor die aangesig van die Here, voor die aangesig van die God van Jakob, wat die rots verander het in 'n waterplas, die skeisteen in 'n waterfontein. Met ander woorde, daar verwys hy na die water wat selfs uit die rots uitgekom het. Met ander woorde, hier sien ons van die tekens, die gedenktekens om te onthou wat die Here vir ons gedoen het hulle oorvertel in die psalms. En dit is dinge wat die verdere geslagte se geloof gebou het. Daarom kan ons sien
dat ons ook nodig het om in ons geloofslewe nie net dingetjies vir ons te hou en dalk teenoor my vrou of teenoor my man te sê, "Ai, die Here was goed vir ons nie." Maar ons moet dit aan die volgende geslag oordra. Nie net aan hulle nie, ook aan die mede, kom ons sê, kerkgangers, om hulle geloof te bou. Maar 'n baie groot ding wat ons moet doen is, en ek wil baie klem daarop lê, die volgende geslag het dalk nie die ervaring wat jy met die Here gehad het nie. Hulle word dalk groot daar waar jy reeds by die Here is, daar waar jy in rustigheid is. En hulle verstaan nie altyd die geskiedenis van waar jy gekom het nie. En is ons plig om hulle daaruit te leer. En dit so te leer dat dit amper vir hulle lewendig word asof hulle self daardeur gegaan het. Ja, vir die doel dat as hulle ooit in so 'n situasie moet kom, dat hulle onmiddellik kan terugdink aan die monumente wat jy vir hulle opgerig het, in die geloofsbakens wat jy vir hulle gestel het. Ja. So hier sien ons en die Jordaan is vir ons 'n oorgang. Jy sê altyd, maar ons is nog aan hierdie kant van die hemel. Ons is nog aan hierdie kant van die beloofde land. Dis reg. So ons moet nog deur die Jordaan gaan. En dan laat dit my net dink, so as mense 'n bietjie nou van Joshua se tyd af vorentoe in die geskiedenis gaan, dan laat ons dink aan 'n groot profeet van die Here met die naam van Elia. Hy het ook droog deur die Jordaan gegaan, van het sy boekleed uitgetrek en het die Jordaan met hom geslaan. En hy het deurgegaan en daarna is hy met 'n waaf van vuur die hemel ingevat. En Elisa, wat hom toe opgevolg het, het dieselfde mantel gevat en Weer op hom geslaan en hy het weer droogvoets deurgegaan. So hier sien ons, en as ons kyk na Elia wat deurgegaan het. Die Israeliete het die beloofde land ingegaan. Elia het die beloofde land ingegaan en hier is ons belofte. As dit al 2 maal van tevore gebeur het en ons moet nog na die beloofde land toe gaan, dan sal ons ook deur die hand en leiding van die Here daardeur kan gaan. Nog enige gedagte van jou kant af vir hierdie week? Ek dink een van die grootste uitdagings wat ons het is die vrees vir die toekoms. Die toekoms is vir ons almal onbekend. Maar al wat ek en jy moet onthou is dat die Here is daar. Die Here het ver vooruit sy ark gestuur, sy hele teenwoordigheid gestuur, dat sy mense veilig kon stap deur 'n rivier wat in vloed was. Maak nie saak wat se rivier op hierdie stadium voor jou lê nie, en wat in vloed voor jou lê nie, en wat vir jou verskriklik bekommerd maak nie. Dit het jou dalk onkant gevang, dit het nie die Here onkant gevang nie. Hy het lankal al homself op hierdie pad ver vooruit gestuur, en hy sal vir jou deurvat daar waar jy nodig het om te wees. Dit laat my dink aan 'n kwotasie. Ons het niks om te vrees vir die toekoms nie, behalwe as ons vergeet hoe die Here ons in die verlede gelei het. Amen. Ronay, sal jy vir ons afsluitende gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie fantastiese geskiedenis, die voorreg om dit uit u woord uit te kan studeer. Dankie dat u vir ons vandag herinner het daaraan dat u alreeds ver vooruit op hierdie pad vir ons gaan om dit vir ons gelyk te maak. Gee asseblief dat ons oë net op u sal hou. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen.